Goeiemôre liewe vriende, baie welkom by die uitsending van die Erediens NG De Bruin Park vir die 21ste Desember. Ja, ons is op die drempel van Kersdag, kan julle dit dink? En terwyl ons daaroor praat, julle tog net herinner hier in ons gemeente op Kersoggend, is dit dan die diensie wat gehou word, 'n Kersdiens, maar hy's 'n uur vroeër as gewoonlik, 8:00 die oggend. Kom ons hier by mekaar, kom ons wil vir julle almal nooi, kom saam as haar vriende, familie, kuier, bring hulle saam. Ons bring die eer aan die Here toe wat hom toekom op die dag waarop ons sy geboorte, sy koms na hierdie aarde toe herdenk. Die res van die afkondigings kan julle eenvoudig maar op die skerm kyk. En dan wil ons julle ook dan herinner, ook net onthou dan, daar is, anders as op ons almanak, is daar op die oujaarsaand 1800 uur, met ander woorde 6 uur ook so 'n afsluiting van die jaar wat ons hier saamhou. Vriende, ons gaan vandag saam lees uit die Evangelie van Lukas, en ek dink as jy daar by die huis sit en jy kan jou Bybel nader trek, kan dit nogal goed wees. Ons gaan vanmôre sommer so 'n bietjie praat oor die historiese gebeurtenis van Jesus se geboorte, wat op die ouend natuurlik uitloop op die kruisiging, en dan baie belangrik die opstanding van die Jesus. Ons sê altyd vir mekaar, daar word miljoene mense gebore op aarde in 'n jaar se tyd, en in die tyd wat die Here Jesus geleef het, was daar duisende mense op aarde wat gebore is. Maar wat alles anders maak, is die opstanding van die Here Jesus Christus. Dis wat anders is, dis wat nuut is, dis wat die evangelie is. En ons gaan vandag 'n bietjie daaroor praat. So as ons Bybels oop het, ons gaan sommer net begin en net die inleidende gedeelte van die Lukas evangelie lees. En dan gaan ek gou vir julle, dalk moet ek hier sommer net dit sê, is baie interessant as ons 'n bietjie kyk na die evangelies. In ons Bybels staan daar dan nou bo aan die evangelie volgens Lukas, en dis nogal belangrik. In die aanvanklike geskrifte, hierdie briewe of hierdie evangelies wat geskryf is en uitgegaan het om gelees te word, weet ons in die eerste plek 'n baie spesifieke klompie mense in gedagte gehad vir wie dit geskryf is. Die Matteus evangelie het sy spesifieke klomp mense vir wie dit geskryf is, spesifiek die ouens daar in Jerusalem se gemeente omgewing, met ander woorde 'n Joodse agtergrond. Die Markus evangelie is bietjie meer gemik om 'n klomp mense daar in Rome aan te spreek, en daarom verskil die evangelies, want hulle wil die situasie waarin die mense is in gedagte hou, as hulle ook die waarhede wat hulle langs die pad oor Jesus leer ken het, na vore bring. Die Lukas evangelie is bietjie meer algemeen. Theophilus, aan wie hierdie brief geskrywe word die hooggeagte Theophilus genoem. Nou of hy 'n vreeslike hoë pos gehad het, is nou nie heeltemal so seker, maar ook nie heeltemal so belangrik nie. Wat wel belangrik is dat ons weet die Lukas evangelie word sy naam genoem, maar dan ook Handelinge, met ander woorde die evangelie wat geskryf word deur Lukas, Handelinge wat geskryf word deur Lukas, maar dit word gestuur aan Theophilus. Waarskynlik 'n man wat uit die Joodse tradisie tot geloof gekom het, of hy 'n volbloed Jood was, is ons nie seker nie. Maar omdat hy waarskynlik op hierdie stadium nie in Jerusalem of in Israel is nie, maar meer in die gekultiveerde Rome, of waar ook al in die gebied van die Romeinse regering, lyk dit of dit eerder 'n Jood is wat na die ballingskap nie teruggekeer het na Jerusalem toe nie, maar ergens in die destydse bekende wêreld, miskien in die bestuur van die Romeinse regering betrokke geraak het, maak nou nie saak op watter vorm nie, maar dat hy dan eintlik 'n Joodse agtergrond gehad het in terme van sy godsdiens, en dan tot bekering kom. En nou kan jy self dink, hierdie man wat uit die Joodse omgewing tot bekering kom, word daagliks gekonfronteer, want ons weet ook die Christelike kerk het sy eerste wortels in die Joodse kerk gehad, het in die sinagoges waar ook die Joodse kerke hulle dienste gehou het, hulle weer die Christendom gaan inbring. So daar was maar altyd hierdie bietjie van 'n stryd en konfrontasie. So Theophilus word dadelik gekonfronteer met, hoe kan ek hierdie evangelie glo? So kom ons begin, en ons lees hier vers 1. Hooggeagte Theophilus, daar is baie wat onderneem het
om 'n verhaal te skrywe van die dinge wat onder ons gebeur het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuienis en dienaars van die woord was. Daarom, onthou daai woord is met hoofletters, daarom het ek dit ook goed gedink om selfs alles stap vir stap van vooraf te ondersoek en die verhaal noukeurig in die regte volgorde vir u neer te skryf. So kan u te wete kom dat die dinge waaroor u onderrig is, heeltemal betroubaar is. En hier is nou die versie wat ek dink vir ons sê, hoekom skryf Lukas aan Theophilus? Hy sê, hieraan kan u te wete kom dat die dinge wat waarin u onderrig is, heeltemal betroubaar is. Vriende, hoe weet ek en jy dat hierdie godsdiens, die Christelike godsdiens waarvan ons 'n deel is, nie maar net ook soos baie ander godsdienste ergens deur iemand uitgedink is, of dat dit ergens uit 'n mitologie ontstaan het. Onthou, in die tyd wat Lukas is die Romeine aanbewind, die Griekse mitologie en die Romeinse mitologie en al die mitologieë wat baie godsdienste van daai tyd bedryf het, is hoog in die mode en bekend. En dit gaan oor hierdie godendom daar ergens in die heelal en rondom ons wat aan die werk is en in die stryd is. Verskillende magte teen mekaar en daarvoor moet die mens bang wees en daarom offer die mense en doen hulle sekere rituele om die gode gelukkig te hou. In die opsig is die Christelike godsdiens totaal vreemd. As Lukas hierdie evangelie begin skryf hy nie oor 'n mitologie of oor 'n vreemde god ergens nie. Begin hy sy evangelie om vir Theophilus te wys dat met die geboorte van die Here Jesus, wat sy bepaalde, kom ons sê, bonatuurlike momente het in terme van Maria se swangerskap, en ook selfs dit wat met Elisabeth, die tannie van Maria gebeur het, of die vriendin van Maria gebeur het, dat daar 'n stukkie, kom ons sê, bonatuurlikheid ook ingebou is. Maar die hooflyn van hierdie evangelie gaan daaroor dat Lukas vir Theophilus wil sê, daar het met 'n bepaalde persoon, man, wat ons glo deur God gestuur is, want hier's ietsie anders rondom sy geboorte ook, maar die belangrik is dat in hierdie persoon God homself aan ons kom toon het, en die grootste bewys daarvan is nie alleen die wonderwerke, die vermeerdering van die brood, mense wat uit die dood uit opgewek het, mense wat gesond gemaak is nie, maar veral, en daarmee sluit hy sy evangelie af, ook dan die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Dis hierdie historiese persoon, Jesus Christus van Nasaret. En daarom as mense 'n bietjie hierso lees in die eerste 3 hoofstukke van die Lukas evangelie, en ek gaan dit gou vir julle wys, en as jy nou jou Bybel daar by die huis het, kan jy dit sommer vinnig volg, ons gaan hoofstuk 1, 2 en 3 vinnig kyk hoe in die beginne van elkeen van hierdie hoofstukke word dan na mense verwys binne 'n bepaalde historiese konteks. Onthou, in daai tyd het die Christelike jaartelling nog nie bestaan soos dit nou bestaan nie. Die manier waarop mense persone geplaas het binne die geskiedenis was om hulle te koppel aan 'n bepaalde heerser wat binne 'n bepaalde tyd en plek aan bewind was. So daar is terugverwys na daai heerser wat op daai stadium daar neers, en dan die ouens nou die sommetjie kom maak en vir mekaar sê, maar dit moes min of meer in daardie tyd gewees het. En daarom begin hy hierdie skrywe van hom, dan net as hy eers vir Theophilus gesê het, ek wil hê jy moet hierdie ding verstaan, ek gaan vir jou dit uitsit, sodat jy kan sien dis die waarheid. Dan sê hy, in die tyd van koning Herodes van Judea, was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam, en haar naam was Elisabeth. Nou as jy dadelik sien, die oomblik toe Lukas hier begin verduidelik, en toe wil ek nou amper sê, doen hy dit soos 'n vrou sal doen. Hy is vol detail. Hy praat van Herodes
die koning van Judea. Met ander woorde, die ou wat onder die keiser op daai stadium in Judea geregeer het namens die keiser, was Herodes. En dan was daar 'n priester in daai selfde tyd. Sy naam was Sagaria. Hierdie priester was nie sommer enige, hy het uit Abia afgestam. En sy vrou het ook van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth en hulle was kinderloos. Dan begin hy die storie met Sagaria se diensbeer. So julle sien sommer dadelik, Lukas val in en hy begin sê, hier is 'n historiese situasie waarna ons moet kyk. Gaan ons verder, dan sien ons in hoofstuk 2, waar hy by 'n volgende punt uitkom, by die geboorte van Here Jesus. Dit was nou eers die aankondiging van Jesus se geboorte. Nou, in daardie tyd het keiser Augustus, en toe ons het gesê Herodes was oor Judea. Wie was keiser Augustus? Hy is die heerser van die hele Romeinse ryk, wat ook oor keiser Augustus regeer het. Keiser Augustus was met ander woorde onderdaan, Herodes was 'n onderdaan van keiser Augustus, en daar sê Augustus het in daardie tyd 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moes word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Cyrenius gouverneur was in die provinsie Syria. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. En dan sê ook Josef het toe na Nasaret in Galilea gegaan. Met ander woorde, dadelik kry ons weer keiser Augustus, en hier word in die provinsie of die ryk, die gebied van Syrië, was daarna nou 'n ander ou aan bewind, wat sy naam is Cyrenius, en waarna het Josef gegaan? Josef en Maria het na Nasaret in Galilea gewoon, maar hulle moes na Bethlehem toe gaan. Dis waar hulle geregistreer moes word. Gaan ons nou hoofstuk 3 toe. Nou word die geboorte van Jesus aangekondig, nou as Jesus gebore is, dan staan daar, hulle bring die kindjie later na die tempel toe, en dan hoofstuk 3, dit was die 15de regeringsjaar van keiser Tiberias. Daar is weer 'n keiser genoem, keiser Tiberias. Pontius Pilatus was op daai stadium gouverneur van Judea en Herodes 'n heerser van Galilea. Jy sien die verskillende ouens in die verskillende streke, 'n klein streekie, 'n groter streek en dan die hele ryk. Sy broer Philippus was heerser van Eritrea in Terganonitis en Lysanias heerser van Abilene, en Annas en Caiaphas was die hoëpriesters. Nou, al hierdie diete, ons wat 2000 jaar later staan, sê vir ons, wow, net 'n bietjie, kom net by die punt. Maar dit is die punt. Lukas is besig om vir Theophilus te sê, hoor hier, dit wat met die geboorte en die aankondiging van die geboorte en die doop van die Here Jesus, die besnydenis van die Here Jesus op hierdie stadium na vore gekom het, is binne 'n bepaalde geskiedkundige situasie. Hier is die heersers, hier is die keiser, hier is die verskillende heersers oor verskillende streke en substreke. Dis die naam van Caiaphas, die hoëpriester wat daar op daai stadium is, en dis wie Sagaria is. Hoekom doen Lukas al hierdie moeite? Theophilus sit in 'n situasie waar hy hierdie jong en nuwe godsdiens wat hy begin aanhang en van geleer het, in homself baie vrae het. En die ouens rondom het veral uit die Joodse agtergrond het baie nuwe vrae. En jy kan self dink uit die ander godsdienste wat gevestig was tussen die Romeinse ryk, en hulle vra vir Theophilus, jong, wat glo jy? Nee, maar ek is 'n Christen. Nee, maar wat se nuwe godsdienst? En toe die Christendom was toe in sy kinderskoene. Wat se nuwe godsdienst is hierdie? Die Christendom, wie is dit? Ek bedoel, op hierdie stadium weet ons, die Christendom is die grootste enkele godsdienst in die wêreld. Dis een van die maatstawe waarin godsdienst gemeet word. Is jy 'n Christen, of jy nie 'n Christen nie? Ek is nie 'n Christen nie. Okay, kom ons gaan na die volgende. Wat is die tweede grootste? Miskien die Islam. Okay, as jy Islam nie, dan begin ons na ander gode toe gaan, of godsdienste toe te gaan. Maar in die tyd van Theophilus is dit net andersom. As Theophilus vir die ouens sê, hoor, ek glo in Christus Jesus, dan staan die ouens sê, wie is hy? En daarom Lukas, wat in hierdie omstandighede na Theophilus kom en vir hom sê, kom ek gaan ontleed die geskiedenis mooi, ek gaan
kyk 'n bietjie na ouens wat in die tyd van Jesus geleef het, hulle wat hom gesien het, wat hom sy lering met hulle eie ore gehoor het, gesien hoe hy wonderwerke doen, gesien hoe hy die brood vermeerder, sien hoe hy die storm op die see stil maak, sien hoe hy in die kruis sterf, sien hoe hy na sy opstanding saam met hulle vergader, saam met hulle vis eet, saam met hulle 'n paar keer is, en daarom as jy hulle sien, in die Lukas evangelie is daar eintlik 2 groot afsluitings wat hy net van praat. Hy praat in die eerste plek van eintlik 3, die vrouens wat hom by die graf gaan kry het. En daar noem hy eintlik 3 vrouens. En dan kry jy die Emmausgangers, die 2 ouens wat omgedraai het en vir die disippels moes gaan sê het, maar hy het regtig opgestaan. Dit nadat Johannes en Petrus reeds dit gesien het, maar dit nie kon glo nie. En dan kry ons die verder verhaal dat Jesus weer die tweede keer, of eintlik die 4de keer wat ons nou daai ding gelees, dat Jesus aan sy disippels verskyn in 'n vertrek, en by hierdie geval wat Lukas het beskryf, dat hy self saam met hulle gesê het, hoor, gee my 'n stukkie kos om saam met julle te eet. Lukas, wat vir Theophilus sê, dit is 'n historiese gebeurtenis met 'n begin, die geboorte, mense, 'n tydperk waarin dit val, 'n tydperk waarin die bediening van die Here Jesus Christus val, 'n tydperk waarin sy sterwe kom, waar daar nou intussen in hierdie 30 jaar wat verby is, van die heersers verander het, en dis wat gebeur het. En daarom, liewe vriende, ek kyk ook nou nie baie daarna nie, maar mense is op die laaste tyd in ons land weer nou baie bewus van hierdie Nhlanga kommissie wat nou ondersoek gedoen het na die korrupsie binne die polisie en mag, en mens dink aan die Zondo-kommissie wat 'n paar jaar terug op 'n ander vlak ondersoek gedoen het. En in al hierdie kommissies is daar heeltyd hierdie ding dat daar word getuies geroep. En party getuies se wat hulle kom sê is so ek wil amper sê radikaal of belangrik dat hulle doodgemaak word vir die vrees dat hierdie getuienis van hulle na en verkeerde ouens in die moeilikheid kan laat beland. Dis al hoekom hierdie doen. En die getuienis by al hierdie kommissies is op die ouens se woord op wie hierdie goed rus. Die bevinding van die kommissie, of daar nou na die tyd daar iets omtrent gedoen gaan word of nie gedoen gaan word nie, dis nou buite ons hande. Maar op die ouend werk die regstelsel binne hierdie beginsel, ons werk met getuienisse. Hierdie ou vertel 'n storie, en die ouens begin kyk, maar kom hierdie stories byeen. Is dit wat hierdie ou sê, en wat daai ou sê, kan dit by mekaar kom? Kan ons op die eind uit hierdie verskillende stories kan ons 'n prentjie begin kry en 'n gevolgtrekking maak? Die historiese Jesus is net so krities belangrik. As ek en jy vandag in 'n hofsaak betrokke is en daar word van ons verwag om 'n getuie te roep vir dit wat ek gedoen het, of van wat ek gedoen het, of wat ek nie gedoen het nie, dan lê die hele hof se bevinding op hierdie getuienisse wat gelewer word van dit wat gebeur het of nie gebeur het. En daarom is dit krities belangrik. Ek bedoel, ons lewer vandag deesdae, ons stuur mense tronk toe. In party lande word mense doodgemaak. Hier word hy dalk lewenslang tronk toe gestuur, omdat hy skuldig bevind is op grond van die getuienis van iemand. Lukas kom sê vir Theophilus, weet jy my maat, dit is die agtergrond. Dit is die tyd, en mense sal dit nou nie in die evangelies optel nie, maar ouens wat ook die buite-Bybelse geskrifte bietjie nagaan, sou veral van 'n dramatiese verhaal soos die van Jesus Christus in die annale van die Romeinse keisers en die vroeë ouens wat geskrifte opgestel het, en selfs miskien in die geskrifte van die Joodse kerk, as hulle dit sou wou openbaar maak, optel van hierdie man, wat 'n radikale bewering gemaak het. Ons stel heel wat leiers in die Joodse tradisie wat toe hulle nou onder die Romeinse of in die Assiriese of die Persiese regering was, wat rebellie na vore gebring het. Ons lees daarvan in die Bybel, het staan ook in ander geskrifte. Net so sê Lukas vir Theophilus, die geskiedenis van hierdie man is nie 'n fabel nie. Dis nie 'n uitgedinkte ding wat iemand gesê, jong,
hierdie God het nou vir my gesê ek moet skrywe nie. Of ek het hierdie visioen gehad en ek moet skrywe nie. Hy sê vir hom Theophilus, dit is 'n historiese gebeurtenis. Al is dit oor 100 of 200 jaar later, of 30 jaar later, en mense sou sê, wie het die wêreldbeker by hierdie volgende partye in rugby gewen, dan sal die geskiedenisboeke sê, in daai jaar het Suid-Afrika hom gewen, in daai jaar het Nieu-Seeland hom gewen, daai jaar het Australië hom gewen, daai jaar het Engeland hom gewen, daai jaar het Suid-Afrika hom gewen, so sal die ritme loop. Dis onomkeerbaar. Ouens sal na die tyd na videomateriaal kan kyk en sê, ja, maar daar die ref 'n bietjie gegroek, en as dit nie so was nie, sou hierdie ou gewen het, maar die eindvletjie het geblaas. Dis die uitslag. En nou sê Lukas vir Theophilus, hy sê vir hom, hier is die man, lees sy geskiedenis. Meet dit aan die getuienisse wat ek vir jou gaan voorlê. Want hierdie man is nie net gebore in die tyd van hierdie en hierdie ouens nie. Hy sterwe en hy staan op in hierdie tyd. En hier is die getuies daarvan. En dan vriende, het ek ergens in hierdie jaar sommer so 'n kort YouTube videoetjie gekyk oor die waarskynlikheid van die sterwe van Jesus se disippels. Dan lyk dit vir ons dalk met die uitsondering van Johannes wat op die Patmos eiland verban was, nie omdat dit vir hom lekker daar was nie, hy was nie 'n vakansie nie, hy was nie bietjie see toe nie. Hy is letterlik daarna toe verban omdat hy Jesus Christus as verlosser bely het. So dit was ook nie hierdie ideale 5-ster hotel omstandighede nie. Maar boonbehalwe hy het al die ander na bewering en as die oorlewering het lei 'n marteldood gesterf. Met ander woorde, hier staan 12 getuies. Kom ons maak dit, Judas is nou weg, as iemand in sy plek gekies, 11 getuies en nog baie ander wat ons van weet, so Stefanus wat met klippe doodgegooi is en ander martelare, maar spesifiek hierdie 12, van hierdie aanvanklike 12 wat Jesus gekies het, 10 wat bereid was om hulle lewe te gee vir dit wat hulle gesien het. En nou vra ek vir jou vandag, as hulle 'n storie opgemaak het, en dis die wonderlike daarin wat Jesus hulle eintlik daarop voorberei het, as hy hulle gesê het, as hulle julle vervolg, sal hulle my ook vervolg. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. Eintlik het ek dit verkeerd omgesê, as hulle my vervolg het, Jesus, sal hulle julle ook vervolg. Hierdie manne, omdat hulle gesien het, omdat Jesus saam met hulle die pad geloop het, en toe hy opgestaan het uit die dood, teen hulle verwagting in, aan hulle verskyn het, staan hulle telkens, as hulle gekonfronteer word, oor Jesus as die opgestane Here, die een wat letterlik uit die dood uit opgestaan het, uiteindelik met die houding sê, ouens, wat kan ons maak? Ons het die man sien sterwe, ons het die man sien opstaan. Wat kan ek nou anders vir jou sê? Dis wat ek gesien het. En daaraan hang die hele getuienis van Lukas ook aan Theophilus. Lukas sê vir Theophilus, wie Theophilus, ons kan nou sê hierdie boek het uit die hemel uitgeval, hierdie evangelies. Of ons kan nou sê een of ander God het een van ons 'n insig gegee. Dis nie dit nie. Hierdie man het geleef tussen 'n klomp mense. Klomp mense het hom gesien, klomp mense het hom geken. Hy was kontroversieel, veral teenoor die Joodse ouens. Hy is veroordeel, julle kan dit nie aanhalig gaan kyk, van Pilatus wat hom laat kruisig het. Julle kan dit gaan kyk, dit staan opgeteken. Maar hierdie man het opgestaan. En daaraan het ons nie deel nie, want ook hierdie ouens wat die storie vertel, was so verbaas toe hy die eerste keer na sy opstanding aan hulle verskyn, dat hulle dit nie geglo het nie. Julle verstaan hoekom werk ons hier met geskiedenis. Dit is 'n historiese verhaal. Ons kan so maklik dink, soos baie godsdienste in die wêreld, is dit mitologie of een of ander geskrif wat uit die hemel glo geval het. Dis nie wat in die Bybel staan nie. Dis nie wat in Lukas staan nie. Lukas sê, hier is die geskiedenis. Dis hoe dit verloop het.
Daarin kan ons niks verander nie. Toe eindvletjie blaas, was dit. En daarom vriende, daarom herdenk ons die geboortedag van die Here Jesus nie, maar wel die geboorte. Ons weet, ons is nie idee presies op watter dag Jesus Christus gebore in terme van Januarie, Februarie of enig maand. Maar Lukas kom lê onopwonde getuienis daarvan af en so die ander evangelies dat hierdie man is gebore. Ons weet wie sy pa, ons weet wie sy ma, ons weet in watter tyd het hy gelewe, ons weet 'n bietjie meer van sy familie rondom hom, ons weet wanneer het hy gesterwe, ons weet ook hy het uit die dood het opgestaan. Geskiedenis, so maklik soos dit. Ons is pas so 'n paar dae terug deur Geloftedag. Ons as Afrikaners sou hoog aanstoot neem as iemand in die toekoms sou sê, ag man, dis 'n storie, daar het nooit 'n bloedrivier plaasgevind nie. Daarom sê julle hoor, al die redenasies wat rondom bloedriviere is, nog nooit was dit, daar was nie 'n bloedrivier. Daar was wel baie debat oor hoeveel Zulus was daar, hoeveel boere was daar. Was dit nou regtig 'n regverdige oorlog, as party ons gewere gehad het en ander nie gewere gehad. En so ons kan nou baie warra oor baie dinge. Maar oor die historiese gebeurtenis van 16 Desember is daar nie 'n bekleierery nie. Want ons het 'n plek en ons het 'n datum. En nou is die belangrike rondom Jesus se geboorte. Lukas sê, die hooflees, ons het 'n plek, ons het 'n datum. Ons het 'n plek van die geboorte, ons het mense daar, wie naam het, ons het heersers wat datums het, ons het 'n plek, ons het 'n datum, en ons het 'n sterfdag. En ons het 'n klomp verbaasde ouens oor die getuienis. En daarom herdenk ons die geboorte van die man wat sou sterwe, maar belangriker, ook opstaan. Want al die ander name van ouens wat hierso genoem word, die heersers, die ouens wat oorstreke is, oor die hele ryk, die keiser, die mense name wat hierin genoem het, almal behalwe Jesus, het reeds uit die dood opgestaan. En dis ons hoop, dat hierdie Jesus, as hy sy laaste gebed daar in Johannes vir sy disippels bid, dan sê hy, hierdie Heilige Gees wat ek julle gaan stuur, gaan kom getuig van die waarheid. En wat is die waarheid? Lukas het dit reeds geskryf. Jesus het gesterwe en het opgestaan. Daarom is die Gees in ons hart ook getuig die Gees nie van iets wat ons verbeel, of iets wat iemand anders gesê het, hy het in 'n visioen alleen gesien nie. Ons word die Gees herinner aan die geskiedenis. Kom ek gaan terug na Wêreldbeker rugby kampioene. Ek kan nou soos ek hierso staan, nou nie presies onthou in watter jare die Springbokke nou die Wêreldbeker gewen. As ek nou seker so 'n bietjie gaan dink, gaan ek dalk so 1 of 2 datumpies raakry. Maar ek kan dalk 'n vriend hê wat vir my sê, jong, kom ons kyk gou-gou wat sê Google. En ons slaan daai Google, hier staan dit is die datums. Dit was wat Lukas nou vir die hooflees sê. Hy sê, die hooflees, kom ek gee gou vir jou die datums. Dit is dit. En daar is geen teespraak nie. En dit herdenk ons, dat die almagtige Vader in sy raadsbesluit, hoekom God besluit het, dit moes die manier wees, weet ek nie, maar wat ons weet is dat dit gebeur het. Ons weet wanneer dit gebeur, ons weet hoe dit gebeur, en ons weet dat daarmee het God vir my en jou gesê, as jy dit wil glo, dan is daar vir jou die geleentheid om soos Jesus eendag uit die dood uit op te staan. En daarvoor eer ons hom en dank ons hom en aanbid ons hom. Wonderlike Vader, ons verstaan u weë nie, maar ons aanvaar vandag dat u bedoeling was uit liefde en genade. En dankie dat dit opgeteken staan in die annale van geskiedenis en dat ons dit nie kan verander nie. Dankie dat u Gees nie oor ons emosies getuig nie, maar oor die waarheid dat Christus geleef het en dat hy gesterf het en dat hy opgestaan het. Ons eer u daarvoor. Amen. Vriend, mag hierdie stukkie waarheid vir my en jou 'n vrede gee wat alle verstand te bowe gaan. Totsiens.